Vanoggend ek nou so staan by die huis, pastoor oop. En ek wil nog vir hulle groepies vir agter vasmaak. Vra ek as ek nou aan jou vat, voel jy nou daai gevoel? As jy so pas dit gaan, en jy vat in iemand se hand, keer en keer, en daar was 'n gevoel wat die ander persoon voel. Yes. Hy gevoel van liefde. Amen. Hy gevoel wat voel dat dit kan nie, dit moet nie weggaan nie. Jy moet hele dag daar bly. Halleluja. Nou daai gevoel van ons nie van boven van praat. Ons gaan nie wat daai tas. Want daai tas moet elke dag in ons lewe wees. Ek praat nou van getroude couples, die wat nou my sien oukie is. As jy nou daai level is, om mekaar se heimies vast te hou, pad af te stap, bietjie straat toe te stap. Hy was altyd die ding gewees, ons heimies vat, straat toe stap. Gevoel het ons daai gevoel, maar vanmorgen voel ons, of vanmorgen gaan ons praat oor die gevoel van ons God af. Halleluja. Vanmorgen gaan ons die gevoel voel as God aan ons raak. Yes. Halleluja. Nou ek like gaan Google, ek like dingetjies gaan opsoek. En die tema, jou touch. Ek gaan Google what's the meaning of your touch. En ek gaan skryf in die Bible. In die meaning van your touch, God uses touch in the Bible to heal, connect, and bless. Jesus used touch to demonstrate compassion and authority. Yes. Spiritually touch can transfer healing, power, and anointing. Yes. God, the gift of touch, with purity and intentionality. Amen. Nou vanoggend breek ek dit op in 3 stukkies vanoggend. To heal. Dit is om gezond te maken. Yes. To connect. Om verbinding met God te wees. Yes. Amen. En bless. Almal wil geseën wees. Almal wil geseën wees. Yes. Mighty God. Donderdagoggend sit ek kom lei die kinders by die bus af. Ek kom net in by die huis en ek begin te skryf met die boodskap. Ek begin net te beskryf met die boodskap. En ek dink myself dat wanneer God so begin te praat, dan moet ons luister. Om gezond te maak, wil almal hê God moet ons gezond maak. Almal wil op daai punt kom waar ons wil gezond leef. Ons wil op 'n punt kom waar ons liggaam is gezond om God te dien, maar om 'n gezonde lewe te lei of te wil hê met God. En sommige kere as ons tegen die Bybel gaan lees van die Melaatse man. Yes. Die Melaatse man. Matteus 8 vers 2. En daar het 'n Melaatse man gekom en voor hom neergeval en gesê, Here, as U wil, Yes. kan U my reinig. Reinig, ja. Daarom steek Jesus sy hand uit. Halleluja. En sê, ek wil word gereinig. Yes. Halleluja. En ek besef
besef dat sommige kere as ons word aangeraak word deur God, moet ons voor God neerval. Yes. Ons moet op 'n vlak kom waar ons God dit eer. Ons moet op 'n vlak kom waar ons op 'n level kom waar ons vir onsself verneder voor God. Yes. Ek dink dat toe hierdie melaatse man nou al loop met hierdie siek, en geen mens kan hom, geen dokter kan hom genees nie. En so kan ons klomp verhale gaan lees in die Bybel oor genesing. Maar as een ding wat uitstaan is geloof. Wanneer jy geloof het om genees te word nie, as dit vergeefs. Yes. Wanneer jy nie oorgee tot God. En sommige keer raak ons of ons word genees, maar ons behou nie die belofte nie. En dit is wanneer jy God seer maak. Dis wanneer jy vir God iets gevra het om te doen. Wanneer jy jouself verneder het voor God. Maar wanneer God jou genees, behou ons nie die belofte. Ons voel dat ons is nou reg. Ons is vaar. Ons gaan weer aan met dit wat ons gewoonlik aangaan met. Die kans het God klaar vir my gegee om my te genees. As ek weer siek word of weer genesing soek, sal ek net weer na daardie kanaal toe gaan. Maar is daar miskien 'n tweede kans? Is daar 'n tyd waar ons weer daai geleentheid kan kry om weer voor God te kom? Sommige kere dan besluit ons dat ons wil net kom wanneer ons op nodig het. As dit oké is, as dit fyn, dan stap ons verby dit wat waar hy sy teenwoordigheid is. En ek besef dat ons as mens stel God baie te lief. Jesus. Dis hoekom ek altyd sê dat ek my kanaal wil skoon hou, juffrou, om rein te wees wanneer ek hier staan om sy woord te kan verkondig. Ons almal het ons foute, ons almal het ons probleme, ons almal sukkel met sekere dinge in ons lewe. Ek dink, as ek kyk aan 'n sportman, as hy ernstig is om iets te bekom in die lewe, dan veg dit kloof weg om die sukses te behaal. Yes. Ek dink as hierdie musikante wil sukses maak met instrumente wat hulle speel, dan beoefen hulle dit, hulle sit in. Yes. Dit soos moet ons insit, as ons God wil deelmaak van ons lewe. Dit soos moet ons insit, as ons God wil hê, God moet ons nog altyd kan by ons wees. En dan kom ek na die tweede punt toe, connect. Ons allemaal moet connect wees met God. Ek skryf dan hier dat wanneer ons geconnect en verbinding tree met die Here, is daar 'n teenwoordigheid wat ons nie verstaan. Yes. Net ek of u en God verstaan daardie oomblik. Yes. Net u of God verstaan daardie oomblik. Wanneer ons in connection met God, verbindings met God kom. Sommige kere dan verloor ons daardie verbinding, verloor ons daardie connection. Ons verloor dit. Ons beweeg weg. Sekere dinge laat ons wegbly van die kerk af. Ek dink dat ongeag wie en wat iets van my sê, ek gaan nie vir daai persoon kerk toe.
Jesus. Ongeacht wat hy besluit vir my gemaak het, ongeacht of hy besluit vir my nou sleg gesê het, ek gaan nie van hy besluit keer. Nog nooit met jou vir iemand keer toegaan. Ek nog nooit vir mense wys ek wil in die kerk wees. Ek wil vir God wys ek. Yes. Ek wil vir God dien wat ek in die kerk wil. Amen. Daai verbintenis wil ek met God hê. Daai connectie wil ek met God hê, want ek doen dit nie vir mense. Ek doen dit vir my en my siel. En ek doen dit vir myself. Halleluja. Want ek weet, wanneer ek daai connectie gaan verloor, dan gaan dit nie dieselfde wees. As ek daai connectie of daai verbintenis met God gaan verloor, dan gaan niks dieselfde wees. Daar gaan dinge op jou pad gebeur. Ek weet waarvan ek praat. Ek weet waarvan ek praat. Daar sal dinge op jou pad gebeur wat jy nie verstaan hoekom en waarom nou nie. Hoekom en waarom dit met my gebeur. Ek dien aan U God. Maar as jy plek, doen jy my wil. Sommige keer vraag ek die vraag af myself. Ek het op 'n tyd gesê, ek kom hier om weer meer keer in die naam te kry. Ek kom hier om verhouding met God te bou. Yes. 'n verhouding met hom alleen te bou. Ja, ons het die gebou nodig, ons het die stoele nodig, ons het die kerk nodig om dit vir ons vry te sit. Elkeen wat hier staan, wat God gebruik om die woord te kan verkondig, ongeacht wie dit is, waarvan hy kom of sy kom. God gebruik daardie persoon. Yes. As dit ons moet ons oor soms maar toemaak, as ek nie die persoon wil kyk nie, of sien nie, en dan het God sien. Om die connectie tussen U en God te kry. Want het gaan oor my nie. Het gaan oor U kosbare siel. Yes. Halleluja. Ek kan nie kom om van mense te wys dat ek die Sondag in die kerk was, en volgende Sondag in die kerk was, en hy week op in die kerk was. Ek dink ons moet kom om die connectie. Yes. Amen. Halleluja. Ek is 'n ware kind van God. Yes. Amen. Ek weet dat soms ons het klomp dinge wat in die pad val. Op pad na die kerk. Ons almal het daai problems. Ek besef maar soms dat ek hoef nie 'n Sondag te eet. Of Sondag te sorg dat die kos moet klaar is met my. Want ek het 'n doel vir op 'n Sondag. Yes. Al gaan ons nog agter, maar dan gaan we net op buis en ons maak ons kos is klaar. Vind maar lekker kos. Spanpoging, hou ons weer. Amen. Praise the Lord. Maar die doel is om op te kom na die huis van die Here. Om 'n connectie met God te kry dat jy nie dieselfde daar uit moet gaan. Want as jy dieselfde daar uitgaan, dan beteken jy het gekom om net te sit. Die Heilige Gees is soms so vaardig in hierdie plek en dan dink ek myself, voel van die mense dit nie. Of ons is maar net hier om 'n nommer te wees. Jammer dat vanmôre so operatief is. As ander goedjies hier neergeskryf, maar dis wat God in my gees sit. As ons hier om net 'n nommer te wees, of as ons hier om God te dien, as ons hier om sy naam groot te maak, as ons hier om gevoed te word deur sy Heilige Gees, as ons hier om elke keer sy naam net groot te maak. Het 7 dae is 1 geleentheid. Het 7
steeds voelen dat mijn ma wil het heen, mijn pa wil het heen moet gaan. Of dat moet niet, mijn vrouw wil het heen moet gaan. Of mijn man wil het heen moet samen gaan. Kom ons besef dat God voor ons het deurbraak wil gee. Maar kom ons op die plek waar God die deurbraak ons wil gee. Sommige keren is ons meters veel. Ik denk dat Moses die volk deurgeleid heeft, die woestijn, voor die beloofde land gekomen, was niet om beschoren om te gaan. Maar hij heeft die werk gedaan. Maar hulle allemaal vol die beloofde land sien. Gaan ons hier sit en ons wil nie die beloofde land sien. Gaan ons kom zondag na zondag ons wil die beloofde land sien. Die beloofde land sal net gesien word wanneer ons siene reg is. Yes. Wanneer ons harte reg is. Yes. En wanneer ons reg leef met die een land vir ons. Yes. Ek kan nie verstaan nie. Ek weet jy kwaad, ek gaan kwaad, maar ek weet jy kwaad te bly. Ek weet jy kwaad te bly nie. Iemand doen, die smile weer met een sifit is. As hulle my kwaad gemaakt het. Gisteroggend, terwyl ons na begrafnis toe gaan, wil die duivel my net so aanval. Deur iets. En ek sê myself, deur 'n pad agter besluit. Al is daar nou nie agter besluit. Ek weet ek sal nog vanaf genoeg maak dat ek klaar is. Ek weet dat ek die skill om dit te doen. Vanaf genoeg om klaar te maak. Yes. Al die bakken was een skip. Yes. Op tyd. Hallelujah. En dan wil ik duivel op de boven van Duitsland. Yes. Ja. Untouchable. Wat achter de slide. Wat ik oorstel wil weer daar geweest. Wil echt God ons moet verstaan waarover het gaat volgen. Ik beweeg naar die laatste gedeelte te bless. Om zieningen te ontvangen. En te gee. Om te ontvangen en te gee. Mijn zuster is zo goed daarin om te gee. Zuster Bia, hij is goed om te gee. Hij heeft een goede hart.
ons die werk kan doen, pastoor. Yes. Moet ons die werk kan doen. Ek dink wanneer 'n arbeid is, is die loon weer. Yes. En sommige kere wil ons nie arbeid doen nie. Maar ons wil die loon hê. Sommige kere dan, wanneer ons uit die bloute of net geseën word, dan verstaan ons nie waarom dit kom nie. Maar as een kanaal, een soos waarvan dit kom God af. Ek besef dat ons in 'n tyd bly waar droog vir ons omswaai, ou die hele. Ons ken ons gemeenskap. Ons bly in ons gemeenskap. Ons weet wat aangaan in ons gemeenskappe. Maar sommige kere wanneer God seën, draai ons daai seën om. Gee ons van daai seën. Ons word geleer om ons tiendes te gee. Ons word geleer om vir ons naastes te gee. Die Bybel sê so nie, die Bybel sê so. Maar kom ons op daai punt wat ons dit wil doen. Kom ons op die punt waar ons sê dat wanneer ek geseën wil wees, moet ek ook ander kan seën. Wanneer ek ook seën ontvang om dit te versamel dat dit mot en roes. Ek my minute, het my bietjie, sal ek aan iemand seën. Want dit is hoe God my geskapen het, dit is hoe ek wie ek is. Ongeag die omstandighede, ongeag of ons saam daai persoon die brood moet eet, ongeag of dit een aand kos gemaak, niemand klop aan die deur, en niemand het nog geëet in die huis. En ek skep vir hom eerst 'n bord of 'n bak kos met brood, maar daar is nog nie iets op die brood te sit. En ek besef daai tyd, niemand van my huismense het eers begin eet in hy pot nie. Omdat hy honger is, omdat hy met deur geklop het. En ek gevoel dat wanneer ek hom hierdie bord gee, Yes. sal hy nou gevoed wees. Al moet my bordjie minder wees, sal ek meer 'n brood by. En dis hoe ek is, dis hoe ek groot gemaak is. Ek onthou mense, veral in Begoniastraat, dink ek dat mense my ma daar opgestap. Van die mense kan onthou. Sy staan soms met 'n pot kos op. Dan gaan sy daarin waar ander mense nie wil in nie. Dan gaan skep sy vir hulle kos. Of sy gaan maak daar kos. En dan bring sy die ander leftovers vir ons. Dan eet ons smakelijk, ongeacht waar het gemaakt is. En ek is dankbaar vir my ma om daai beginsel in my lewe te sit. Tyd te word wanneer ons moet kyk wat rondom ons aangaan. Hey. Tyd te word wanneer ons kyk wie sit langs van ons. Halleluja. Dan kyk wie bly langs van ons. Tyd te word om te kyk wie stap langs van ons. Jesus. En daai persoon. Maar ons wil geseën wees. En hy persoon iets vanaand om te eet. Maar ons wil geseën wees. Want ons dien mos door die Here. Ons preek mos door die woord. Ons bedien mos door die gemeenskap met God se woord. Maar ons is nie bereid om te deel nie. Ons moet dit meer. As ons daai weer wat ons kry, bereid om
we een keer praten met je zo. Maar wanneer het er is goed van. Jai. Praat naar alle taal. Amen. So true. Ons kyk maar ons gaan dit nou, dis wat ek wat kyk. Later. Wat dit nou oor aan hulle het nog genoeg nou. Stel dat ons onsself ondersoek. As ons wil geseën wil wees. Wanneer jy tiende aan die skatkis, en dat is spijs wees. Jy die vensters van die hemel oploop is gaan opmaak. Maar is ons op 'n plek waar ons even dit doen? Ek weet nie hoe ek vanmorgen daar aan de haakje, maar ek hou nie van die geld praat nie, maar ek dink dat dit is 'n kwaliteit in ons elkeen se lewe. Gestaan, het was op pad huis toe sê, maar die geld is 'n duiwel. Een sister sê, die geld is 'n duiwel, en dankie dat sy vanmorgen die is. Duister. Die geld is 'n duiwel. Hy maak maar jou die nag wakker. Maak jou wakker. My punt